Gebed is nie om God te probeer manipuleer nie. Gebed is om saam te stem, te bely en te verklaar wat God reeds gesê het. Om hom aan te roep, om hom toe te laat om my te wys, om hom toe te laat om my te lei. Om deursoek te word, om gebreek te word, totdat my stem in lyn is met sy stem. Goeiemôre en welkom van my kant af. Dit is so 'n voorreg om saam julle tyd te spandeer in die woord. Ek wonder aan wat jy dink as ek die volgende woorde met jou deel. Gebed is kragtig. Dankie tog vir iemand wat daar agter amen. Ek sien jou nie, maar die Here doen. Gebed is kragtig. Jy moes dit al teëgekom het, jy moes al hierdie woorde gehoor het en as jy 'n gelowige is, dan moet jy ergens 'n opinie hê oor gebed en jou verstaan van gebed. Maar kan ek net vir 'n oomblik gou vir jou vra, hoekom is dit so dat as ons in die een sin sê gebed is kragtig, dat aan die volgende oomblik bid ons goed soos: Here, asseblief nou dat ek laat wees vir daai meeting nie. Maak net die N1 oop. Here, asseblief help my net my sleutels kry, ek weet nie waar is dit nie. Here, asseblief laat die bokke net wen, ons kan nie weer, net nog, asseblief. En dan werk gebed, want dan land ons op wat, 63? 67. Jy het hard gebid. Vriende, help my gou vir 'n oomblik, is dit wat ons bedoel as ons sê, gebed is kragtig? Maar dan is dit die inhoud van ons gebed. Is dit wat die woord bedoel in Jakobus? En lees gou net saam met my die volgende. In Jakobus 5 vers 16. Dit sê die gebed van 'n regverdige het 'n kragtige uitwerking. Sien die tipe gebede wat ons raak lees in die woord, is nie vir verlore sleutels nie. Dis nie vir 'n sportspan om te wen nie en dit is ook nie vir wat ek in Engels sê trivial things nie. Die goed waarvoor daar gebid was in die woord en steeds vandag is goed soos die genesing van siektes. Om dooie mense uit die dood uit op te wek, om mense radikaal tot bekering te sien kom. Gebede vir beskerming, soos wat ons vandag gebid het. Vir geestelike oorlog, vir oorwinning, vir voorsiening en leiding, radikale vrymaking teen elke aanslag. Sien mense wat die vraag vra, is gebed werklik kragtig? Dink ek bevraagteken die verkeerde ding. Die vraag is nie, is gebed kragtig nie, die vraag is die gebede wat jy bid kragtig in natuur? Sien, as ons bid, is dit soveel meer as hierdie goed, wat ons so geneig is om te bid. En dan mense sê, daar's niks fout daarmee nie. Ek het Vrydagmiddag gery na Johannesburg sy toe, en ek het gebid, Here, asseblief nie dat ek laat wees nie, want ek moes my laaitjie optel by die kleuterskool, en ek weet hulle sluit, en my laaitjie gaan daar in die parking lot staan by Bambi, so ek het geweet, Here, asseblief. Maar vriende, hierdie is soveel meer vir ons. Ek wil vir 'n oomblik, wil ek jou net weer terugvat, en in hierdie reeks wat ons saam mee in gebed diep tree trap en kyk na van die gebede wat gelowiges naby aan hulle self moet trek, wil ons net weer sê, gebed is nie 'n towerstaf nie. As dit jou opinie is oor gebed, dat dit is maar net die magic wand wat ek moet waai oor my besluite en situasies en omstandighede, en sodra ek net daai woorde sê, dan val alles in plek. Dis nie wat gebed is nie, dit is nie 'n towerstaf nie, maar dit is ook nie wensdenkery nie. Gelowiges wat sê, ag, moenie worry nie, ons bid nou maar net. En ons verkleineer wat die woord sê, die krag van gebed eintlik is. Dis nie net kruis jou vingers en hoop maar net vir 'n beter uitkoms nie. Dis nie wat gebed is nie, en gebed is ook nie laastens om God te manipuleer nie. Weet, ons dink, ons vat vars nuus, vars openbaring, vars idees na God toe. En ons gaan hom inlig oor eerstens hoe sleg dit is en tweedens wat ons verwag moet gebeur. En dan dink ons gaan God laat staan met 'n aha oomblik.
dis wat jy, ek het nie gedink dit is wat jy nodig gehad het nie. Gebed is nie manipulasie nie, ons vat eintlik niks na hom toe nie. Sien op sy eenvoudigste vorm, as ek vandag vir jou hierdie kan wys, is gebed wanneer ons onsself belyn met hom. Dit is gebed. Dit is gebed. Ek wil vandag, wil ek jou na 'n plek toe vat, waar jy saam met my gaan sien, dat gebed nie net vir eksterne realiteite is, of die goeders wat ons so gereeld sien as 'n geestelike shoppinglys, van ek wil hê, u moet, en dan bevraagteken ons, hoekom het hierdie gebeur? Dat dit nie gebed is nie, maar dat daar 'n krag is, wanneer gebed gerig word, nie na goed buite nie, maar na goed binne. Wat is die goed waarvoor ons bid? Ons sal maklik gaan na die lysie van die goed rondom ons, wat met ons gebeur, wat ons begeer, wat ons graag wil sien, en ewe skielik kyk gebed net na buite. Maar die woord beskryf vir ons ook, dat gebed is net so van toepassing, wanneer ons kyk na die goed na binne. Sien, Dawid skryf in Psalm, die boek van Psalms, en is eintlik vir my so mooi, die Psalms is eintlik maar net 'n gebedsboek. Dit is 'n boek van eerlike en opregte gesprek met God, en elke keer na daai een kernwaarheid toe, Here, hierdie is die omstandighede, hierdie is die realiteite, hierdie is my hartsbegeerte, maar kom en belyn my met u wil. Elke keer. Gaan kyk of jy daai patroon erken in die gebede wat opgeteken is in die boek van Psalm. Ek wil jou aandag rig vir 'n oomblik, Psalm 139 vers 23 tot 24. En dit is interessant wat Dawid hier kom bid, is wat ek glo sekerlik een van die belangrikste gebede wat jy as 'n gelowige in jou lewe gaan bid, is hierdie gebed. Ons kan bid vir klomp goed, en glo my, ons doen. Ons is nie 'n gemeente of 'n kerk of 'n groep gelowiges wat gebed ligtelik opvat nie. Dit vorm nie net deel van ons tradisie en liturgie nie. Gebed vir ons is 'n ernstige saak. Ons verstaan ons krag in dit. Maar kan ek hierdie met jou deel? Hierdie gebed is baie kragtig. Ek wil so ver gaan as om te sê, hy is baie gevaarlik. Lees saam met my die woorde wat Dawid bid. Hy sê, search me, O God, know my heart, test me and know my concerns, and see if there is any offensive way in me, and then lead me in the everlasting way. Sekerlik die belangrikste gebed wat jy as 'n gelowige sal bid. Kan ons net gou vir 'n oomblik net hier stil staan en vra, hoekom op dese aarde sal jy enigsins so 'n gebed wil bid? Here, kom deursoek my, kom toets my hart. Hoekom sal mens hierdie gebed wil bid? Ons almal sê mos nee, dit is ons het goeie harte. Ek het mos 'n goeie hart. Die Here weet dit. Ons gebruik dit soms as 'n verskoning. Nee man, haar hart is goed. Nee man, sy hart is goed. Ons het goeie harte, julle, ons is mos lief vir Jesus, né? Wie sou het 'n goeie hart vanoggend? As jy jou hand opsteek, is jy 'n leienaar. Kan ek dit gou vir 'n oomblik vir jou sê, hierdie ding, hierdie skrif, kom wys vir ons iets van die kondisie van elke hart en die innerlike nood wat ons het, dat ons harte moet laat deursoek. Sien, baie van ons sal sê, nee, maar ons kan mos ons harte op die tafel sit en sê, dis goed, mos. Ek hou van die Afrikaanse woord mos. Casper de Vries sê, mos. Ek drink mos nie tee nie. Mos, wat beteken mos? Sien, ons is so op 'n plek as mense vandag, waar ons wil altyd die beste voorsit. Ons wil altyd die beste glo, ons wil die beste lyk, ons wil die beste indrukke skep, ons wil die beste en die beste. Maar kom ons wees gou eerlik, vriende, dat ons harte nie altyd die beste is nie. Jy kan dalk met my vir 'n oomblik die spanning beleef met dit, en dan
Dalk wil ons kom regverdig en sê nee, maar Maurice, jy verstaan nie, of nee, maar jy kan mos nie nou veralgemeen nie. Jy kan mos nou nie net sulke uitlatings maak oor almal wat hier sit nie. En sê ek, dis nie ek wat dit doen nie, dis die woord. Kom ons kyk wat sê Jeremia 17 vers 9 tot 10. Sê die mens se hart is deur en deur bedrieglik en boos. Amen of eina, ek weet nie, een van die twee, maar iemand bring pleisters. Die mens se hart is bedrieglik en boos. Wie weet regtig hoe sleg dit is? Maar ek weet, ek die Here, deursoek mense se harte en hulle geheime motiewe. Sien hierdie gebed van Here, kom deursoek my, kom kyk in my binneste in my geheime plekke in, is so nodig, want hierdie gebed nooi ons na 'n plek van eerlikheid. Die mens is so goed daarmee om self te regverdig, en hierdie is nie 'n tik oor die vingers nie, ek wil jy moet verstaan, soveel soos wat ek met jou praat, praat ek met myself. Soveel soos wat jy die spanning met hierdie beleef ek dit net soveel. Want ons vang onsself uit, vriende, so gereeld waar ons dit maklik reg kry om die beste leuen van almal te vertel. En dis die leuen vir onsself. Waar ek dit naderhand reg kry om goed te glo en te selfregverdig op goed. Maar in my diepste wese weet ek is eintlik verkeerd. Sien Psalm 139 vra nie vir gemak nie. Ek wil hê ons moet hierdie verstaan. Is amper asof in die einde van 'n gebed waar ons almal saamstem en ons sê amen. Dan is daar 'n stuk verligting, né? Dit troos bietjie jou binneste. Wanneer ons weet ons het iets oorgegee in die Here se hande. Die een wat in beheer is en ons het dit na hom toe gestoot en ons het gesê Here, soos wat U wil. En ons sê amen en ons voel verligting. Maar die laaste woord in hierdie gebed, amen, los jou nie met 'n stuk verligting nie. Inteendeel, ek dink dit los jou met 'n stuk spanning. Here, kom deursoek my. Kom kyk wat is daar werklik weggesteek in my binneste, soos ek erken dat ek nie altyd die beste van intensies het nie, die beste motiewe het nie. Jy sien, hierdie beteken iets van bring die chaos, die chaos. Bring dit wat onrustig is in jou binneste. Bring dit wat jy self vir jouself probeer wegsteek na God toe. Dis nie 'n gebed van gemak nie, maar is 'n nodige gebed. Sien, buite die uitnodiging tot eerlikheid wil ek vandag 3 goed met jou deel, praktiese goed wat ek glo vir ons meer handvatsels op so gebed sit. En wat jou dalk in die volgende ruk meer attent maak, dat gebed nie net 'n lys is van versoeke nie, maar dat gebed ook na die binneste toe gerig word. Soos wat ons elkeen ietsie van ons hart kom oopmaak voor ons Vader. Nou, die eerste ding wat ek vir jou vandag wil wys is dat kan ons regtig ons eie harte verstaan. Kan ons regtig ons eie harte verstaan? Jy weet, soveel mense lewe met die indruk dat dis net ander mense wat my nie verstaan nie en ek moet aandag gee om ander mense op my bladsy te bring oor wat aan die gang is in my binneste. Jy het al teëgekom? Ons verduidelik onsself, ons regverdig onsself, ons wys goed vir mense. Maar ek wil jou vandag wys dat jy self kan in jou hart en volle verstaan nie. Jy het nie eers die vermoë om na binne te kyk en te weet presies wat in jou eie hart aan die gang is nie. Ek gaan jou weer terugvat na wat Jakobus skryf as hy sê, ons kan eintlik nie, of in Jeremia, ons kan eintlik nie ons eie harte ken en verstaan nie. Hy self vra, hy sê, wie weet hoe erg dit regtig is, hoe sleg dit regtig is, want ons kan nie eers altyd onderskei wat ons hartsintensie is nie. Jy weet, ons sê goed soos, ek wag net vir die regte timing, dan sal ek 'n besluit neem. En dit klink regverdig, joh, hierdie persoon is wys.
Hulle wag met geduld voordat hulle 'n besluit neem. Maar die uiteindelike ding in die hart is ek's eintlik bang. Eintlik vrees en onsekerheid. Maar dit klink beter om te sê ek wag vir die regte antwoord en die regte tyd. En ons kan dit sê en ons kan dit vir onsself sê en ons kan dit selfs glo. Maar die hart wys werklik wat binne in die hart is. Dit is my interessant as ons kyk na die binnekant van 'n mens se hart en hoeveel mense regtig op 'n punt is in hulle lewe waar hulle sê as ek vir 'n oomblik net moet stil raak. En dit is nie net 'n gejaag werk toe nie en dit is nie net afsprake en meetings en die skooltake wat moet gebeur en is die kinders en die hond in die huis en is die karre en net vir 'n oomblik stil raak en is werklik net jy en jou binneste. Of jy regtig gelukkig is met wat jy binne in jou kry wanneer jy stil raak. In 'n besige lewe, vriende, is vir my so interessant hoeveel gevalle daar is van mense wat regtig lewe met kripperende angs, kripperende vrees en stres. Die term burn-out deesdae word by amper elke tweede kantoor gebruik. Almal kap net om. Almal word dit in die rooi gedruk, die refs hardloop net die hele tyd in die duisendes. Sê ons, wat het verander? Het die lewe meer kompleks geraak? Het die goeders rondom ons meer kompleks geraak? Seker maar tot 'n mate. Maar ek dink, dis omdat mense eintlik nie na die binneste toe werklik aandag gee nie. Want ons het dit reg gekry, vriende, om die pleisters te plak op die goed. Ons ignoreer dit, ons maak dit min, ons speel dit af, ons steek dit weg, ons Afrikaanse woord sê verborge. Ons bære dit ver weg. Sien, maar dit is nie God se begeerte vir ons nie, dit is nie wat hy vir ons wil hê nie. Jy sien, want dit is nie dat ons nie ons harte altyd kan verstaan nie. En dat ons moet iemand anders te kry, 'n buiteparty wat werklik die ondersoek kan doen in ons binneste om te gaan sê, hier's 'n ding. Dis nie net dit nie, maar is ook dat ons nie ons harte kan vertrou nie. Kan ek jou net vandag vra? Met die beste intensie wat ek moontlik kan hê, jy kan nie jou hart vertrou nie. Jy kan nie jou hart vertrou nie. Ek praat nie hier van die orgaan of 'n dingie in jou bors nie. Ek praat van wat in jou kop aan die gang is. Jy weet, selfs soos wat die woord dit vir ons duidelik sê, ons harte is boos. Ons raak selfsugtig, ons soek ons eie weg en ons eie wil. Selfs wanneer ons dink ons het die beste intensies om iets aan te pak, dan vra ons, is dit regtig so? Is dit regtig jou hartsbegeerte daai? Sonder om name uit te lig vanoggend, maar net in die lig van die laaste week of so, nadat daar 'n persoon was wat sy hart so mooi oorgekom het oor hulle begeerte dat Jesus moet terugkom. En hulle sê hier's 'n datum wanneer hy terugkom en na die tyd sê die persoon jammer, dit het nie gebeur nie. En hy sê maar ek het dit regtig net begeer, my hart was regtig net mooi, ek wou dit gehad het. Ons kan nie ons harte altyd vertrou nie, want ons harte word gedryf deur emosie, deur gevoelens. En gevoelens is altyd nie die beste ding nie, emosies is altyd die beste idee nie. Ons kan nie altyd ons harte vertrou nie. So ons is op 'n plek waar ons verstaan nie altyd ons harte nie, ons vertrou nie altyd ons harte nie. Maar kan ons harte verander? En vir 'n derde keer vanoggend sê ons nee. Kan ek nuwe nuus met jou dalk deel vanoggend? Dat nie net kan jy nie jou hart verstaan in sy totaliteit nie net kan jy jou hart vertrou op elke ding wat jy beleef en wil hê en begeer en voel nie, net so het jy ook nie die vermoë om jou hart te verander nie. Jy sien, vriende, wat ons vandag erken, en dit is in hierdie gebed, waar Dawid kom bid, Here, kom deursoek my hart,
kom toets dit, ken my bekommernisse, verstaan die angs en die wroeg wat leef in my binneste lewe, en kom lei my. Here, kom U en kom doen U die werk wat ek nie kan doen nie. Is dit wat ons vandag ontdek. Hoor wat sê dit vroeër in Psalm. Psalm 51 vers 12. Here, kom skep in my 'n rein hart. Here, kom U en skep U in my wat ek nie kan nie. O God, gee my 'n nuwe, standvastige gees. So in hierdie gebed, vriende, is sekerlik die belangrikste. Want dit wys vir ons, elkeen wat hier is vandag, dat hierdie is nie iets wat 'n mens se hande kan regkry nie. Hoeveel duisende boeke is daar al gepubliseer? Self-help of verander hierdie of 3 steps to a better you. En nuwe jaar skryp nader en nader en elkeen van ons is eintlik maar ongelukkig met wat in die binneste aan die gang is, want ek erken ek raak ongeduldig oor goed. Ek raak selfsugtig oor goed, ek raak vinnig vreesbevange oor goed. Die lewe kry die beste van my elke keer wanneer daar iets oor my pad kom. En dit voel asof die kwaliteit van my binneste verval al hoe meer en meer. En ek probeer meer energie aanwend om dit aan te spreek en ek probeer interessante en kreatiewe goedjies doen en ek kry dit nie reg nie. En ek voel soos 'n mislukking, maar almal anders te lyk happy, almal anders te lyk asof hulle dit reg kry, maar almal sit die maskers op. En hierdie is 'n oomblik van eerlikheid en opregtheid dat Here, dit wat aan die binnekant hier is dalk iets wat buite my hande is. Dit voel soos iets wat ek aan moet werk, want dis binne my, maar ek kry dit nie reg nie. Daar's geen kopkennis of selfstudie of interessante goedjies wat ons kan probeer, wat werklik 'n hart kan verander nie. Here, kom deursoek my. Kom toets my binneste. Here, kom deponeer 'n nuwe hart, 'n rein hart. Sien, ek wil vandag, ek wil afsluit met hierdie. Dit is so waardevol dat God nie net wil inkyk nie. Die uitkoms van hierdie gebed, vriende, is nie dat God net bewus raak van wat in jou binneste is nie. Hy is God, hy weet klaar. Hy is God, hy weet wat in jou gedagtes is. Hy weet wat in jou binnewêreld is. Hy weet. Daar is niks wat ons kan weerhou of wegsteek van hom af nie, maar ons kry dit reg om dit vir onsself te doen. Die uitkoms, die hoop, die verwagting en die vraag is nie net Here kom kyk in nie. Dis Here kom kyk, wys en lei. Kom doen U wat ek nie kan doen nie. Kom wys vir my dat dit wat ek selfs probeer wegsteek, het U 'n saak mee. Dis nie 'n gebed van kom vang my uit nie, vriende. Is dit die God wat jy dien? Die God waarvoor jy bang is, dat hy sien wat werklik in jou binneste is? Hy weet klaar. Paulus skryf het, hy sê, toe ons nog vyande was van God, het hy sy lewe kom neerlê vir ons. Hy weet klaar. Dus Here, kom wys my, kom werk waar ek nie kan nie, en kom lei my. Here, kom doen iets binne in my en vir my, wat buite my vermoë lê. Dis 'n kragtige gebed. Ek wil jou die geleentheid gee. Ons gaan reageer in dit vandag. En ons wil sensitief wees vir waar elke hart vandag in die kamer is. Maar wil jy nie 'n oomblik vat en daai uitnodiging opvat? Daai uitnodiging van absolute eerlikheid. Daar's nie meer 'n rede om voor te gee nie, daar's nie 'n rede om mee weg te steek nie. Hierdie goeters is besig om jou hart bietjie vir bietjie af te kraak, af te breek, vas te trek, uit te teer en uit te put. En jy kan kies, jy kan aanhou met die goed, jy kan aanhou probeer, maar jy gaan jouself in 'n muur vashardloop.
Of jy kan op 'n plek neersak en sê, Here, hierdie is die binneste van my hart. Dis die goed wat werklik in my gedagtes wêreld leef. Dis die goed wat ek weet in my binneste my lewe dryf. En ek weet dis goed wat nie van U af is nie. So kom werk met dit, kom skyn lig in dit in, kom bevestig U woord, maak U waarheid bekend, kom herstel, kom genees, kom versterk en kom lei my in wysheid. Want ek gaan nie dat die ding my lewe lei nie. Ek gaan laat my God my lewe lei. Sien, God is 'n God van tweede kansse. Hy's 'n God van herstel, van nuut maak, van nuwe lewe. Maar ons gaan moet oorgee. Ons gaan moet toelaat. So vat vanoggend 'n paar oomblikke in 'n tyd van aanbidding, 'n tyd van reaksie, soos wat ons harte voor ons Vader kom neersit. En ek wil jou die geleentheid gee om dalk maar net ergens in die volgende week net te sê, Here, kom deursoek my hart. Gaan raak stil. Dit is moeilik om iets te deursoek wanneer jy besig is en jou aandag afgetrek het. Gaan raak stil in die week. Vat 'n oomblik. Sê, Here, hier is goed in my binneste. Kom deursoek, kom wys my. Of jy sê, hierdie gebed is nie 'n once-off nie. Dit is nie 'n once-off gebed nie. Dit is 'n gebed wat ons gereeld moet bid. Ons harte het maintenance nodig. Dit vra dat ons aandag gee aan 'n ding. Jy kan hom nie net los nie. Jy kan hom nie net los nie. Jy sit van julle wat al dekades lank jou hart net los. Ek dink is tyd om 'n bietjie te diens. Ek dink is tyd dat jy 'n bietjie reg oopmaak. Kyk wat gaan daar binne aan. Kyk wat kruip haar weg. Here, kom maak nuut. Want net U kan dit doen. So kom ons staan, ons gaan vanoggend reageer in 'n tyd van aanbidding.